Goeienaand broer en suster. Welkom aan almal hier. Dit is my voorreg om julle almal hier te verwelkom by ons hemelvaartsdiens. Besonder dan ook welkom aan Hoërskool Zastron wat vanaand saam met ons hier is. Dit is vir ons altyd lekker as julle saam met ons hierdie geleenthede bywoon en hier saam met ons is. Ons gaan hierdie erediens begin met Vlam 390, Hemelvader, ek kan bid U. Ons gaan hom 2 keer weer sing, ons gaan hom staande sing, so ek vra kom ons staan vir hierdie lied, en dan kan U weer daarna die plek inneem. Inneem. Ons is vanaand hier om saam hemelvaart te vier. Here wat opgevaar het na die hemel toe, en ons begin hierdie erediens met hierdie woorde in Handelinge. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Kom ons sluit die oë. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, aan U behoort die krag, die mag, die majesteit tot in alle ewigheid. Here, groet jou vanaand met die woorde genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, heerser oor die konings van hierdie wêreld. Amen. As antwoord op die Here se groet, broer en suster, kom ons staan en sing ons die volgende 2 lofliedere saam, lied 201 en dan net daarna lied 439. Kom ons sing dit hartlik saam.
As ons luister na Paulus wat vir die gemeente van Efese skryf, kom praat hy oor hulle geloof. En hy kom, so wat ons nou gesing het, kom bid hy vir hulle hierdie gedeelte toe. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oor so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, en hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand hier as kerk, as gemeente, as gelowiges by mekaar te wees nie. Here, ons kom dankie Here vir hierdie geleentheid, ons kom dankie Here dat ons ook hierdie geleentheid kan vier waar jy opgevaar het hemel toe. Here, waar jy sit aan die regterhand van die Vader, hoog bo elke mag en gesag. Here, hoog by elke krag en heerskappy, en dat U, Here, die Here is, dat U die Here is wat ons kom nuut maak, wat ons kom vul met U Gees, met U teenwoordigheid. Dankie Here dat ons ook hier kan wees in afhanklikheid van U, ons Here en ons God. Dat ons kan stil word in hierdie aand. En Here, hier waar ons by mekaar is, ook die bewus kan wees van U goedheid, van U guns en van U liefde. Here, ons kom bid ook so, Here, dat U ons sal bewus maak. Here, dat daar waar ons gaan, ons as die getuies sal leef, dat ons die bewus sal wees van die krag wat in ons werk. U krag, Here. U genade. Ons kom bid en ons kom vra, Here, daarvoor in U naam. Amen. So wat ons sit, kom ons sing saam hierdie volgende lied.
broer en suster, ons gaan vandaan saam lees uit 2 gedeeltes. Die 2 gedeeltes is in Johannes 14 en dan net daarna in Galasiërs hoofstuk 3. Voordat ons daaruit lees, wat ons nou gesing het, kom ons vra ook die Here se seën vir hier waar ons gaan saam lees. Here, ons kom dankie Here in hierdie aand, dat ons kan sing Here van die Gees wat ons kom uitnooi Here, om die woord te kom breek. Here, maak ons bewus van die teenwoordigheid, maak dit stil in ons, maak dit rustig is rondom ons, Here, sodat ons, Here, op U stem, U Gees, wat hier teenwoordig is, kan konsentreer. Here, ons kom bid en ons kom vra, Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Dat ek gesê het, ons lees saam ons eerste gedeelte in Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot vers 6. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van die Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. So ver. In daai gedeelte en dan in Galasiërs hoofstuk 3, ons lees daarvan vanaf vers 26. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. En julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomeling van Abraham en erfgenaam kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom, tot die dag van sy pa bepaal het, staan hy onder die toesig van die voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls, maar toe die tyd van God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur en ons roep in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Tot sover ons skriflesings vanaand. As kerk, as geloof of beleidende kerk, NG Kerk, het ons 'n verskeidenheid van beleidende skrifte en geloofsbelijdenisse. Een van die geloofsbelijdenisse is die geloofsbelijdenis van Nicea. Die geloofsbelijdenis van Nicea wat ons ken en wat ons opsê baie keer hier in die kerk, is hierdie jare 1700 jaar oud. Hoekom is dit belangrik? Ons sê in hierdie belydenis vir mekaar, ons glo in een God, die almagtige Vader. En hierdie belydenis strek oor eeue heen. Dis oor eeue heen bely, 1700 jaar soos wat ek gesê het. En dit kom sê vir ons wie ons eintlik as kerk, as belydende kerk is,
maar dit sê vir ons ook op 'n manier waarvoor ons staan, wat ons rigting is en wat ons vir mekaar sê, maar hierdie is iets wat ons so vas oortuig is van, dat ons dit saam met medegelowiges kom bely. En in ons wêreld vandag, met al sy uitdagings, met al sy onsekerhede, word ons weer uitgenooi om daaraan vas te hou. Word ons weer vir mekaar eintlik 'n uitdaging stel om te sê, maar hier is ons as gemeente, as gelowiges, en ons belydenis saam wat oor eeue kom. En hierdie belydenis kom sê vir ons eintlik op 'n wonderbaarlike manier in hierdie eerste paar sinnetjies, dat ons in Christus in God, in Christus die enig drie goed ontvang. 'n Nuwe identiteit, 'n nuwe verhouding met die Here en 'n goddelike roeping. As ons dink oor hierdie nuwe identiteit en ons begin daarna te kyk en ons vra vir mekaar, maar wat is ons identiteit? Dan sê ons vir mekaar, maar eintlik het ons in ons tyd op 'n plek gekom waar ons soekend is. Ons is onseker wie ons as mense in hierdie wêreld veronderstel is om te wees. Ons sukkel om ons identiteit te bepaal. Dit lyk of ons nie meer weet wie ons is nie. Dit lyk of ons, as ons kyk na die geskiedenis van waar ons vandaan kom na waar ons vandag is, of ons so bietjie ontspoor het. Ons soek ons waarde in dit wat ons doen. Ons soek ons waarde en identiteit en die eer wat ek en jy ontvang. Ons probeer vir onsself namaak deur 'n groter sukses te behaal en deur meer, as ons nou dink aan die wat Facebook het en die wat Instagram het, die daar agter. Ons probeer vir onsself op 'n manier meer followers kry, of ons probeer vir onsself meer roem soek in hierdie wêreld, soek meer geld, meer aansien, dit wat ons doen en die manier hoe ons leef, die regte koneksies te kry en die regte mense te ken, probeer ons vir mekaar flous en sê, maar ek het iets bereik. Die vraag is dit ons identiteit? As ons dink aan die Here wat opgevaar het, Christus wat opgevaar het na die hemel, so wat ons ook bely, wat sit aan die regterhand van God. Kom hierdie Here en op 'n wonderbaarlike manier kom gee hy sy lewe prys, hy vaar op na die hemel toe, sodat ek en jy in Pinkstertyd sy gees kan ontvang. En daardeur 'n nuwe identiteit, waarin ons saam met hierdie gees wat in ons is, uitroep, Abba. Ons roep uit na ons verlosser, ons Here, waarin ek en jy in 'n verhouding kom staan. Die Here wat ek en jy ken, en ons word genoem in hierdie gedeelte, kinders van God. Daar waar ek en jy in hierdie wêreld leef, behoort ons aan die Here Jesus Christus. Ons behoort aan God die Vader, hy is ons Here. En die vraag is ons identiteit nie juis dit nie? Is ons identiteit nie juis om te sê, maar ek is hier waar ons is, hier waar ons staan in hierdie wêreld, gestuurdes van die Here. Kinders van God. Daarom roep hierdie gedeelte ons ook op, dat juist daar waar ons gaan, ons ander mense met liefde en respek hanteer. Hierdie belydenis wat ons vir mekaar kom sê, maar ons is kinders van die Here, kom op 'n radikale manier en kom beïnvloed ons om te sê, maar daar's iets groters aan die gebeur in ons lewe. Ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan God wat ons in hierdie wêreld kom kies
wat ons in hierdie wêreld juis kom saambind as kinders van die Here. En as ons dit vir mekaar sê, kom sê ons vir mekaar, maar juis daarom kom staan ons in 'n nuwe verhouding met die Here. Kom staan ons op 'n plek waar ons diep bewus is van die liefde wat God vir my en vir jou het. As ons na ons aardse paas kyk, kan ons 'n klomp goed sê. Ons kan 'n klomp goed vir mekaar sê van verwaarlosing dalk, van pyn, van liefde wat nie daar was nie, maar ons kan ook so die teendeel sê. Maar die interessante is dat vaders maak foute. En as ons kyk na hierdie gedeelte, raak ons bewus van die Here wat na ons toe kom. Wat vir ons sê, maar ek is julle Vader. Ek is Abba. Ek maak nie foute nie. Die Here kom op 'n wonderbaarlike manier in Christus Jesus, wat hy na hierdie wêreld toe stuur. En hy kom begin met my en met jou. In ons wêreld, in ons tyd wat ons leef, het ons so besig geraak met 'n klomp goed. Ons moet net deur die lysies gaan om alles af te tik wat ons gedoen het deur die dag. Daar's dalk nog 'n klomp goed wat uitstaande is en ons moet nog 'n klomp goed afhandel. En ons tyd raak so gedruk dat ons hierdie stopstraat op 'n manier mis. Die stopteken wat vir ons kom sê, maar die Here nooi my en jou om sy kinders te wees. Die Here roep my en jou en gee vir ons die geleentheid om as sy kinders in hierdie wêreld te leef. Hy kom op 'n wonderbaarlike manier in Matteus 6 kom sê die Here Jesus en kom leer ons bid, ons Vader wat in die hemel is. Eintlik ongehoord. Eintlik iets wat nie moet gebeur nie. Hoe kan ons hierdie Here wat alles gemaak het, wat alles geskep het, ons Vader noem? Wat soveel groter is, soveel aansien het. Die Here wat met my en met jou op 'n wonderbaarlike manier kom kies om aan hom te behoort. Ons sien hierdie Here wat juis vanuit hierdie verhouding ons ook stuur in 'n wêreld in. Broer en suster, hier waar ons is, kan ons 'n klomp goed opnoem wat fout is. Verhoudings, die strate wat vol gate is. Ons kan begin met verhoudings met die staat, tussen amptenare, tussen ons en ander lande. Ons kan begin in die kleine, ons verhoudings met ons kinders se verhoudings met ons verhouding met ons werkers. Ons word gestuur in hierdie wêreld ingeroep om as kinders van die Here op te tree. As gestuurdes van die Here word ons geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Nie omdat ek en jy so oulik is nie, maar omdat ons aan die Here behoort. Ons weet uit verhale van die Bybel dat die Here se hart warm klop vir mense wat op die kantlyn staan. Dat die Here ons stuur na die randfigure toe. Dat die Here ons stuur na die wat nie hier is nie. Ons lees dit in Lukas, die seun van God, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Het ek en jy 'n passie
vir die mense wat nie hier is nie. Het ek en jy bewus dat die Here ons wil gebruik om 'n verskil te maak in hierdie mense se lewens? Op Hemelvaartsdag vier ons die Here wat hemel toe gevaar het. Christus wat langs die Here gaan sit as die heerser van hierdie wêreld. Here wat ons verlossing bewerk het. Is ek en jy op 'n plek waar ons in 'n opregte verhouding staan met hierdie Here? En broer en suster, dis die uitdaging, dat ons in ons nuwe identiteit wat die Here vir ons kom gee, in ons nuwe verhouding wat die Here vir ons kom gee, en hierdie roeping wat die Here vir ons kom gee, as gestuurdes leef, die bewus van ons afhanklikheid, die bewus van ons eie swakhede, en dat die Here hierdie swakhede gebruik, juis omdat hy groter is as wat ons ooit kan dink. Ons lees in die gedeelte wat ons gelees het in Efesiërs, dat dieselfde krag wat die Here opgewek het uit die dood, in ons aan die werk is. Ons leef nie in hierdie wêreld met ons eie krag nie, ons leef as gestuurdes van die Here met die krag wat hy vir ons kom gee om 'n verskil te maak. Maar ons kan dit net doen as ons in 'n verhouding met hierdie Here leef. Ons kan net die verskil maak daar waar ons gaan, omdat ons bewus is van die Here wat ons stuur. Ons is sy geliefde seuns en dogters. Mag ons dit leef. Mag ek en jy, broer en suster, die naam as kind van God gestand doen. En soos kinders is, dwaal ons maar partykeer af, doen ons maar partykeer ons eie ding. Is ons maar partykeer net pleinweg hardkoppig. Maar mag ons terugdraai. En hierdie is die geleentheid wat ons mekaar sien, maar kom ons draai terug. Die Here wil my en wil jou gebruik om 'n verskil te maak in hierdie dorp. Hy wil jou gebruik om 'n verskil te maak in Hoërskool Zastron. Hy wil jou en my gebruik om 'n verskil te maak op die plaas, in ons kleinkinders se lewens. Daar waar ons werk. Ons is maar nie net hier omdat ons 'n vakuum wil vul, maar ons is hier omdat Christus ons by mekaar bring. Mag ek en jy, broer en suster, as seuns en dogters, as broers en susters in die geloof, as kinders van God, die Here dien met ons lewe. Mag ons in 'n verhouding leef met 'n God wat ons oneindig lief het. Mag ons dit doen tot eer van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, in U hand verander die wêreld. Here, U sê ek is die opstanding en die lewe en alles verander voor ons oë. Ons aarde, Here, wat 'n plek baie keer van haat is, Here, word U koninkryk, word die plek, Here, waar U ons heen stuur. Here, en mense in hul dwaasheid en armoede sien ons die heerlikheid, Here, wat U op 'n wonderbaarlike wyse, Here, vir ons
stuur om 'n verskil te maak. Ons vreugdes wat op hierdie aarde so vinnig verbygaan, Here, word vir ons die beginpunt van 'n ewige vreugde. Here, want ons staan in 'n verhouding met U. Here, U is ons verlosser, U is ons koning. En ons kom bid, Here, dat U, Here, wat niet met ons elkeen begin het, Here, ook daar waar ons so maklik afdwaal, daar waar ons so baie keer, Here, hardkoppig is. Here, dat U ons harte sal aanraak. Dat U ons sal bewus maak, Here, van U teenwoordigheid. Here, dat U ons lewe sal terugdraai, sal omdraai, en dat ons, Here, met U in 'n opregte verhouding sal leef. Here, dat ons bewus sal wees van die krag wat in ons is. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ons gaan afsluit met ons slotlied. Ons sing Vlam 21. Ek gaan vra dat ons staande bly dan vir die seën, en dan sluit ons af dan daar met Vlam 222, en dan wil ek elkeen uitnooi vir 'n lekker koppie sop en 'n broodjie in die konsistorie. Kom ons staan vir hierdie lied. Die hemel is die
ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en susters, 'n mooi aand vir elke van julle.